Goeiemôre broers en susters, baie welkom ook by vanoggend se erediens. Ek dink besonder moet ek 'n paar paas baie geluk wens. Dis van hierdie naweek die vrouekamp en ek is sommer trots op hulle om te sien dat dogtertjie se hare is gekam. heel netjies gedoen. Ons verwelkom ook enige besoekers of nuwe intrekkers. Ek weet dit is die begin van die nuwe jaar en hier is dalk nou weer by 'n nuwe gemeente. Ons het die gebruik om alle nuwelinge of as jy 'n besoeker is wat meer wil uitvind van die gemeente te verwelkom. Ons het 'n boom hier buite. Jy sal sien daar staan welkomboom en dis regtig wonderlik. Daar's altyd iemand wat jou sal ontvang daar. So gaan asseblief so intoe, iemand sal jou ontvang, 'n bietjie meer van die gemeente vertel en hoe jy gemaklik en eintlik soemloos ook kan inskakel hier by Bellville Oos gemeente. Daar's ook 'n besondere besoeker hierdie week, maar hy en hulle sal oor 2 weke 'n spesiale verwelkoming kry. En ek herinner u sommer dan ook daaraan, dis Dominee Jaco wat ook hier is vanoggend. U sal sien daar's 'n skakel in die nuusbrief op die webblad. U moet asseblief daar gaan registreer as u ook daardie verrigtinge gaan bywoon. Dis aan die einde van hierdie maand, die 31ste Januarie. Dis die bevestiging van Dominee Jaco en Susan hier in ons midde. Dan voor ek hierdie ene vergeet net afkondig ook, dat daar's aangedui dat daar is probleme met die registrasie by die suster saamtrek. So indien u as 'n suster wil registreer en u ondervind probleme daarmee, moet u asseblief 'n LCB kry in die saal hier langs aan. Sommer daar, reg so LCB, ek sien Christie sê is reg. So sy is in die saal langs aan. As u al wou registreer of wil registreer, gaan gesels asseblief met daar en dat sy gou net u help met die registrasie daar. Ons dink onder lief en leed aan die volgende lidmate. Jy sal sien in die nuusbrief is Mariet Oukamp se naam daar genoem. Dat sy ontslaan is, maar ons het weer verneem dat sy weer opgeneem is in die hospitaal. Met blaasontsteking, so ons dink ook aan haar in hierdie baie moeilike tyd sy deurgaan. Ons wil in besonder ook vir tannie Annetjie Kreer opdra aan die Here. Oom Teens is in die week oorlede. Hy is Woensdag aand oorlede en ons nou verneem dat Donderdag sou het hulle 60-jarige huweliksherdenking gewees het. Maar tannie Annetjie is baie dankbaar oor die wonderlike tyd en die seën en die genade wat die Here ook vir hulle gegee het. Maar ons bid vir hulle en die familie ook die Here se seën toe, veral in hierdie week wat kom. Die troosdiens vind plaas Donderdagoggend 10:00 hier vanuit ons kerkgebou. Ons vra asseblief ook steeds u voorbidding vir Lianey Opperman. Sy is die dogtertjie van Tiaan en Chantay. Jy sal 'n paar keer in die nuusbrief gesien het, dit gaan nie baie goed met haar gesondheid nie, dat sy in die ICU opgeneem is na geboorte en nog steeds baie probleme ondervind. Sy is daarom nou oorgeplaas hier na Cape Gate toe, wat baie naby aan mamma en pappa is. Ons is dankbaar daarvoor, maar ons vra asseblief dat u hulle as gesinnetjie ook net aan die Here sal opdra en vir haar vir beterskap met haar gesondheid. En die laaste afkondiging hiervan is, ons dink ook aan Nancy Sutherland, met wie sy gesondheid ook nie goed gaan nie, maar ons is dankbaar dat sy weer tuis is en ook aansterk. Voor ons begin met die erediens dan, kom ons word 'n oomblik stil. Ons begin die erediens met ons votum, ons verklaring oor hoekom ons hier is, met die woorde uit Openbaring 1. Uit liefde vir ons, het hy ons deur die bloed van sy seun ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood het opgestaan het en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons maak die Here se naam groot deur saam te sing Psalm 138. Ons gaan daarvan saam sing vers 1 tot 3. U loof ek met my hart wat sing en hulde bring u naam ter ere. U liefde, Here, is onbeperk. Wat u bewerk bly vir ewig. Ons staan en sing ons saam Psalm 138 en daarna bely ons saam ons geloof.
Ons bely nou saam ons geloof met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis en direk daarna gaan ons saam sing lied 177, 'n belydenis ook oor wie Jesus is, dat hy is die magtige Here en Heiland. Hy is Immanuel, God met ons. Hy is die Here wat red en hy is die lewende woord. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons verootmoedig onsself voor die Here as ons besef wie die Here is in sy grootheid en sy heiligheid, en ook wie ons is as sy skepsels en as sondige mense voor hom. As ons besef dat die Here is absoluut getrou in wie hy is. Hy word nooit ontrou nie. En wat die Here van ons ook vra, om hom absoluut getrou lief te hê. En ons doen dit vanoggend aan die hand van die Heidelbergse Katekismus, Sondag 34, vraag en antwoord 92 en 94. 92 vra, hoe lui die wet van die Here? En die antwoord, God het al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En dan ook vraag en antwoord 94 vra, wat gebied God dan in die eerste gebod? En die antwoord, ek moet terwille van my siele heil en my saligheid, alle afgoderry, towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vermy en ek moet daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken. Ek moet hom alleen vertrou. Ek moet my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, om vrees, en ek moet hom alleen eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af
as om die minste teen sy wil te handel. Kom ons sing 'n antwoord hierop terwyl ons net so bly sit, Psalm 25, en ons sing hier die wonderlike woorde: Neem my sondes uit u mededoe almal weg, en vergeef my dit. As ons werklik waar nadink oor ons eie sonde voor die Here, en hierdie ook as 'n gebed tot die Here vra, dat die Here al my sondes wegneem, en my dit vergewe. Ons sit net so, en sing ons saam Psalm 25. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel is, U sal 'n hart wat in ootmoed tot U nader, nie wegwys nie. 'n Hart wat vol berou is, vol jammerte oor dit wat teen U heilige naam gedoen word. Want ons weet, Here, dis U Gees wat in ons werk, dis U Gees wat ons wys, Jy is wie U is in die heerlikheid en die heiligheid, en wie ons is in die sonde. Wat ons bewus maak van dit wat ons doen teen U wil. Dat ons soveel keer selfgerig leef. Soveel keer net om ons eie behoeftes en eie begeertes gaan. Soveel keer U nie van harte lief het soos ons moet nie. Dit is alleen deur die Gees wat ons 'n diep bewustheid het van hoe nodig ons Here Jesus Christus het. Dat alleen in Hom daar vergifnis vir ons sonde is, alleen in Hom kan ons regverdig voor U staan. En daarom dank ons en loof ons, prys ons U naam, Here, dat U ons in genade aansien. Dat U ons deur die Gees lei om na iets te kom. Dat ons deur ons Here Jesus Christus dit kan doen en dat ons die versoening van ons sonde kan beleef.
Nie op grond van ons eie werke nie, ons besef, ons maak ons ellende elke dag net meer. Maar daai duidelike besef van die oorvloedige genade wat elke dag vir ons gegee word. En ons loof en ons prys U naam, ons wil U naam groot maak en verkondig. Ons wil vir mense vertel van wat U vir ons gedoen het. En mag dit toch so wees, mag ons maar die geleenthede kry elke dag om net te vertel van wie U is en wie U is in die genade en die goedheid. Ons dank U, Here, vir ons saamwees vanoggend, dat ons as broers en susters in die geloof saam hier kan wees en saam kan aanbid. Ons dank U, Here, vir die genade dat ons ook kinders in die gemeente het. Dat U vir ons die geleentheid en die voorreg gee om ook inspraak in hulle lewe te hê, om hulle te vorm as disippels van U. En dat ons as gemeente tog daardie opdrag en roeping sal opneem en ons kinders sal groot maak om U te ken. Nie net in wat ons sê nie, maar besonder ook in hoe ons leef vir U. Mag hulle tog ook die voorgangers in die geloof aanskou en mag U in hulle lewe werk om ook dit raak te sien en na te streef. Ons dank U, Here, vir die voorreg om as gelowiges mekaar te mag bid. Dat U ons gebede verhoor. En juist daarom dra ons graag almal ook aan U op wat deur moeilike tye gaan. Ons dink aan Tannie Annetjie en haar gesin. Ons dink aan Tiaan en Chantay en hulle dogtertjie. Ons dink aan ander wat in die hospitaal opgeneem is en wie ontslaan is en soveel ander wat ons nie van weet nie. Maar tog bid ons, Here, dat U in daardie omstandighede wat tog so bewus sal maak van U teenwoordigheid, van U belofte dat U met ons is, dat U ons nooit sal verlaat nie. En dat ons ook in die moeilike tye ons oë op U kan rig. En die wete dat U vir ons krag sal gee. Dat U ons sal dra deur die lewe te midde van al die moeilike omstandighede. En ook dat ons daarin steeds U naam kan loof en prys. Ons dankie vir die woord. Ons bede is dat ons ook met 'n opregte hart sal luister. Dat ons sal weet dis die Gees wat praat. Jy is daarom met aandag sal luister, nie net om te verstaan nie, maar om te doen wat U vir ons vra. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here uit Hebreërs 10. Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 19 tot en met vers 25. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit is te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom.
Tot sover. Geliefde broers en susters, ons maak deel uit van 'n westerse samelewing. Dit is baie opvallend as mense in 'n westerse samelewing rondbeweeg oor hoe individualisties 'n mens is. Jy het jou eie stukkie erf wat omheind is en jouself is toegerus met alles wat jy nodig het in jou stukkie erf en jy is by die werk en jy klim in jou kar, jy ry na jou huis, jy stop in jou garage en jy het nie nodig om enigiets te praat met enige iemand om jou nie. Jy is absoluut in 'n westerse samelewing individueel ingestel om vir jouself te kan sorg. Ons hoef nie iets met iemand anders te doen nie, te doen nie. Ons skep hierdie spasie waar ons afgesonder en geïsoleer is. En nou gebeur dit ook so dat ons hierdie begrip van ons westerse samelewing, ons westerse samelewing bou, dat ons dit ook inlees of toepas op ons kerkwees. Dat ons dit oordra aan die kerk. Ons sien die kerk as 'n plek waar ek ook in my eie spasie as individu kan kom en die Here kan aanbid en kan huis toe gaan en niks met iemand te doen hê nie. Heeltemal geïsoleerd van ander, net vir myself, dat ek aan my geloof werk. En uit die aard van die saak is dit nie waar vir almal nie. Uit die aard van die saak is daar baie gelowiges en dan kan mens maar sê in die kerk daar buite vir wie dit waar is. Maar dit is ook waar vir ons gemeente. Dit is ook waar vir lidmate van Bellville Oos gemeente. As talle wat nie net vanweë omstandighede wegbly nie, met ander woorde siekte of dat hulle immobiel is om te kan beweeg nie. Maar mense dink baie vinnig redes uit waarmee hulle afwesigheid wil regverdig. En wat dit eintlik nog moeiliker maak in ons konteks is dat ons eredienste word uitgesaai. Soveel mense word net makliker om te sê, maar goed, ek hoef nie kerk toe gaan nie. Ek hoef nie by die samekomste van die gemeente uit te kom nie, want ek kan alles wat ek wil hê, kan ek kry waar ek is in my huis. So gelowiges gebruik dit ook as redes om hulle self te isoleer, verder te isoleer van die gemeente af. En die probleem is, dit is 'n baie gemaklike, maar ook 'n selfsugtige manier van kerk wees. Want ek hoef niks van myself vir ander mense te gee nie. Ek kan net vir myself fokus, ek hoef niks van myself op te offer vir enigiemand anders nie. Ek kan net myself, my eie behoeftes aanwerk. En die Hebreërskrywer spreek dit nou juis hier aan en is in hierdie gedeelte juis besig om gelowiges te bemoedig, juis om by mekaar uit te kom. Maar nie omdat hierdie gelowiges aan wie hy skryf, vanweë 'n gebrekkige kerkbegrip of selfgefokusdheid weggebly het nie. Maar hulle was Jode wat bekeer het tot die Christelike geloof. En nou kan jy self indink as jy in 'n Joodse samelewing bly en jy sê maar ek is nie meer 'n Jood nie, ek bekeer tot die Christelike geloof, oor die geweldige vervolging wat jy as gelowige dan beleef. Jy word uitgestoot uit daardie omstandighede. Trouwens, dit was vir hulle lewensgevaarlik om as gelowiges saam te kom as kerk. Ons hoor net later in die hoofstuk wat dit vir hulle behels het, dat hulle tot die geloof bekeer het. Verder in hoofstuk 10 staan daar, hulle is openlik beledig, hulle is vervolg. Mense het hulle gespot omdat hulle gelowiges is. Ander het gelei omdat hulle gekies het om saam met ander te staan wat so behandel is. Ons hoor hulle besittings is van hulle weggeneem. En dis die vervolging wat hulle as kerk gelei het. Jy kan jouself indink, as ons as gelowiges hierdie vervolging sal beleef, as jy vandag moes kerk toe kom, en jy moes by al jou bure ry en almal jou gespot het, jou kar gegooi het met goed, jou huis geplunder het om jy kerk toe kom, dan as jy dalk gesê, bewag so 'n bietjie, dalk moet ek nie gaan nie. Dalk is dit goed genoeg rede om nie kerk toe te gaan vandag nie. Want dit was die oorsaak hoekom hierdie gelowiges aan wie hy skryf, nie by mekaar uitgekom het nie. En nou is die vraag, eintlik, so what? Wat maak dit saak as hy nou vir hierdie gelowiges sê, maar weet, julle kan maar bly by julle huise, julle hoef nie by mekaar uit te kom nie. Elkeen kan maar net kerk by sy eie huis, en dan spaar ons mekaar hierdie vervolging. En die antwoord is, omdat die evangelie, as jy dit reg verstaan, jou noodwendig daartoe beweeg, om vir mekaar te leef.
Om nie vir jouself te leef nie, maar om juis na mekaar toe te leef. Want die evangelie, as ek dit reg verstaan, vra dat ek na mekaar sal omsien. Dat ek die broers en die susters wat ek in geloof het, na sal omsien. So die antwoord is dat die Christelike geloof is nie 'n geloof wat in isolasie uitgeleef word nie. Die Here verlos nie mense en los hulle eenkant op aparte plekke nie. Maar hy voeg hulle altyd saam tot 'n liggaam wat na mekaar omsien. So wat is die gevolg daarvan as iemand wegbly dan van die samekomste? En die logiese antwoord is, daar is 'n afname in die liefde en die goeie werke waartoe jy verlos is. Jou verlossing gaan nie vir een dag in die hemel, jou verlossing gaan ook vir die goeie werke wat ek nou moet doen. Die liefde wat ek nou moet uitleef teenoor mekaar. Dis nie iets wat net eers eendag dat ek gaan hemel toe gaan nie, maar ek is verlos tot dit toe dat ek nou sal werk uit my geloof uit. So uit die aard van die saak, kan jy nie die kerk van die Here lief hê, as jy nie in kontak met die kerk van die Here is nie. Uit die aard van die saak, kan jy nie mense bemoedig en ondersteun en vir hulle bid, as jy hulle nie ken nie. En hulle nooit sien nie. En dan kom die Hebreërskrywer en hy begrond hierdie wat hy vir hulle sê, wat hulle moet doen, hy begrond dit heel eerstens in Jesus. Want die Hebreërboek is een lang preek. Hy bemoedig hulle deur vir hulle te preek. So hy skryf 'n lang preek oor wie Jesus is. Oor sy verhewendheid, dat hy verhewe is bo alle dinge, bo al daardie Ou Testamentiese gebruike en rituele, daardie seremoniële dinge wat hulle gedoen het, is alles net skaduwees. Dis alles heenwysings na Christus toe. Dis alles hier vooruitgewys na hom toe. Hy is die inhoud van al daardie skaduwees. Hy is die vervulling daarvan. So vir hierdie gelowiges om dis te sê, maar hierdie is my te erg. Ek wil nie meer 'n Christen wees nie. Ek gaan terug na die Joodse geloof, na die Ou Testamentiese aanbidding. Beteken dat hulle die werklikheid sal prysgee en weer in die skaduwees van die Ou Testament wil gaan vashou. En deel daarvan om hulle te bemoedig oor die vervulling van die Ou Testament in Jesus, is om hulle weer daarop te wys dat hulle deur Christus, deur sy bloed, dat daar vir hulle vrye toegang tot die heiligdom is. Nou onthou die heeltyd dat hierdie brief is geskryf vir Jode wat onlangs tot bekering gekom het. So hulle het presies geweet wat dit beteken dat daar deur die bloed vrye toegang is. So hierdie gelowiges het nog voor hulle bekering nog op die Ou Testamentiese manier aanbid. So dink jouself dit in, jy word as kind groot as 'n Jood, jy is gewoond daaraan, jy gaan tempel toe, daar's priesters wat offers bring. Een keer 'n jaar is daar die groot versoendag, die hoëpriester kom en hy doen versoening vir die volk, vir homself in die allerheiligste. En hier iewers in jou 30s, 40s, hoor jy die evangelie en jy bekeer. Jy was gewoond om vir 30, 40 jaar lank sekere rituele te doen. Tempel toe gaan, te sien hoe die priesters offer, te sien wat die hoëpriester doen. En ewe skielik gaan jy oor na 'n ander geloof toe, na die Christelike geloof, jy bekeer. En nou is die vraag, maar wat van al hierdie dinge hier wat ons altyd gedoen het? So hierdie gelowiges het gesien hoe die hoëpriester een keer 'n jaar op die groot versoendag in die allerheiligste sou ingaan. Jy is daar in die allerheiligste van die tempel, waar God in sy heiligheid by sy volk teenwoordig is. Jy is daar waar geen sondige mens mag gekom het nie. Net die hoëpriester een keer 'n jaar, as hy eers vir homself versoening gedoen het en vir die volk, mag hy ingegaan het daar. En die hoëpriester sou dan daar die volk verteenwoordig het. Hy sou as verteenwoordiger van die hele volk daar in die teenwoordigheid van God gestaan het. En nou sê die Hebreërskrywer dat deur die werk van Jesus Christus, dat hulle nou vrye toegang tot die heiligdom het. Met ander woorde, hy sê vir hulle, julle as gelowiges het nou vrye toegang tot by die heiligheid van God, waar God self is. Julle het toegang tot die 3-maal heilige God. Daar is nie meer 'n menslike hoëpriester wat jy moet gaan verteenwoordig een keer 'n jaar in die allerheiligste nie. Dat deur Jesus Christus het julle nou toegang tot tot God.
En dis iets wat ons as baie vanselfsprekend aanvaar. Maar as jy 'n Jood was wat hierdie sou gehoor het, sou jy in absolute verwondering gestaan en sê, maar ek kan dit nie glo nie. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat ek as 'n sondige mens vrye toegang tot God het? Hoe kan 'n mens met daardie intieme verhouding met God leef? Dat ek in God se heilige teenwoordigheid mag kom, dat ek vrye toegang het. Daar moet nie eers iets gebeur nie, ek het dit. Maar dis juist die punt van wat Jesus gedoen het. Dis op grond van Jesus se versoenwerk dat dit kan gebeur. Dat is deur Jesus dat ons na God toe kan gaan. En nou beskryf die apostel wat hulle skryf het op so 'n mooi manier. Hy sê vir hulle, dis op 'n weg wat nuut is. Jy sal sien die vertaling sê, dis 'n nuwe weg. Maar iets wat nuut is tog iets wat nie bestaan het nie, of wat dalk vernuwe is op 'n manier, dat jy nog nie van tevore geweet het nie, of tevore geken het nie. Maar hoor hoe baie mooi beskryf hy hierdie weg wat vir ons gemaak is. Hierdie woord nuut wat die apostel gebruik, getuig van Jesus se dood. Want die woord wat hy gebruik vir nuut is 'n Griekse woord wat bestaan uit 2 woorde uit. 'n Woord wat 'n saamgestelde woord is. En die eerste gedeeltjie is pros of onlangs of vir of teen. Met ander woorde, dit is onlangs gebeur. En die tweede deel van die samestelling is om dood te maak. So die woord nuut in Grieks wat hier gebruik is pas geslag. Hy sê die weg wat ons het is die pas geslagte weg. Met ander woorde, daar's 'n lam wat pas geslag is, wat die weg oopgemaak het, dat daar nie weer iemand anders vir hoef in te tree nie, dat jy self daardie vrye toegang tot God het. Dis die weg wat nuut is. Dis Jesus Christus, wat as offerlam vir God geslag is vir ons sonde, dat sy bloed vir ons gevloei het. Die pas geslagte lam, daar's niks anders nodig nie. Hy is nie soos die hoëpriesters wat elke jaar eens moet kom, hy is nie 'n dier wat elke jaar geslag moet word nie. Hy is ware God en hy is ware mens, wat as die volmaakte lam vir die versoening van die sonde van die mens geslag is. En hy het daardie ewige straf wat dit verdien op hom geneem en hy het gesterf. Hy is geslag. En met sy dood het hy die sonde van die gelowiges betaal, van die uitverkorenes betaal. En ons het nie meer skuld nie. En sy onskuldige bloed, sy lewe word vir hulle gegee. Hulle word deur hom regverdig gemaak en dis nie die bloed van diere wat jaar na jaar moet heenwys na die vervulling nie, dit is die vervulling daarvan. Dat hy het versoening gebring deur ons sondes te betaal en daarom staan ons voor God regverdig en daarom het ons vrye toegang deur hierdie pas geslagte lam. Juist daarom sê die apostel dat hierdie pad het hy deur die voorhangsel wat deur die voorhangsel gaan, dit wil sê sy liggaam. So waar die Jode in die allerheiligste teenwoordigheid van God moet kom, is daar 'n voorhangsel gewees, hulle gekeer het, hulle mag nie, hulle kan nie eens ingesien het nie. Maar hy sê daardie voorhangsel is eintlik die liggaam van Christus, dat in hom, in sy liggaam, kan ons voor God verskyn. Deur die vergieting van sy bloed het hy vir ons sondes betaal en juist daarom het God self daardie voorhangsel van bo na onder oopgeskeur. Dis nie meer nodig nie, daar's vrye toegang deur Christus tot God. Hy alleen is daardie weg tot God. En nou het ons baie mooi besef, hierdie Jode sou baie mooi geweet as iets in die tempel gebeur het, geweet het daarvan. Jy kan jouself indink as jy 'n toegewyde Joodse gelowige is, en die voorhangsel skeur van self van bo na onder op, terwyl die Messias gekruisig word, sou al die Jode daarvan geweet het. Almal sou geweet die voorhangsel van die tempel het oopgeskeur. Hy sê hulle baie mooi, maar dis die liggaam van Christus. So omdat hy sy liggaam is die weg na God toe. Dat niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur hom nie. Juist daarom het ons nou vrye toegang tot die genade troon. Juist daarom word gelowiges bemoedig om te kom. Want dis die nuwe pad
die pasgeslagte pad na die lewe. Net daarom gaan die apostel verder deur te sê, dat terwyl ons hom as die groot priester het. Let wel, hy sê nie dat hy die hoëpriester is nie. Natuurlik is Jesus ook ons hoëpriester, hy is ons enigste hoëpriester, maar hy is ook die grootpriester. En sy grootheid word getoon deur die feit dat hy die priester is wat diens doen oor die hele huis van God. Met ander woorde, dat alles wat daar behoort, is syne. Hy bestuur dit, hy bedien dit. En daarom sê hy is die grootpriester oor die hele huis van God. So hy bedien almal wat in die huis van God behoort. Soos priesters diens gedoen het van tyd tot tyd, so is die apostel, is Jesus nou besig met daardie dienswerk oor die hele huis van God. Dis wat hy doen. Hy het sy offer gebring, hy is die offer, hy is die hoëpriester en hy is in beheer en hy bedien alles in daardie huis. En nou is die vraag, hoe moet 'n Jood wat nou 'n gelowige geword het, sy geloof nou anders lyk? Moet hy jaar na jaar tempel toe gaan, om te gaan kyk hoe priesters diens doen in die tempel? En dit geld vir ons ook. Hoe lyk die uitlewing van ons geloof op grond van die werk wat Jesus gedoen het? Die feit dat hy geslag is as priester. Hoe moet ons aanbidding, hoe moet ons godsdiens lyk op grond van die werk van Jesus? En sien baie mooi die opdragte wat nou volg, omdat ons vrye toegang tot God het deur Christus, omdat hy as pasgeslagte offer vir ons gesterf het. Hoe moet ons aanbidding vandag dan nou lyk? Ons moet nie net weer staan en toe kyk hoe priesters kom en offers bring namens ons nie. Maar ons moet die evangelie besef dat ons nou daardie priesters is, gemaak is wat daardie dienswerk doen. En hoor baie mooi hoe verduidelik die Hebreërskrywer dat ons nou daardie priesters is. In die eerste plek sê hy, laat ons tot God nader met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggaam is gewas met skoon water. Hoor in die eerste plek dat ons God moet nader, omdat daar reeds dinge met ons gebeur het. En hierdie is taalgebruik van die Ou Testament. Hierdie is taalgebruik van die inwyding en reiniging van die priesters, sodat hulle diens voor God kan doen. So die priesters het nie gesê, goed, jy is nou gebore en jy is ingelyf en daar gaan jy nie, maar daar moet sekere dinge met hulle gebeur het, voordat hulle mag diens gedoen het. Die apostel skryf hier, so ons harte is deur die besprinkeling gereinig. En die betekenis daarvan is dat ons diens begin by God se handeling, dit het met ons gebeur, ek het nie self my gaan reinig en nou doen ek dit voor die Here nie, dit het met my gebeur, my harte, ons harte is gereinig, of besprinkel. So God doen dit. Hy doen dit eerstens deur die bloed van Christus, om ons sondes af te was, en hy heilig ons deur die Heilige Gees, dat ons volkome toegewy in ons diens aan God kan staan. So by die inwyding van die priesters, hoor ons in die Ou Testament, soos beskryf word in Eksodus 29, en ook in Levitikus 8, het Moses die bloed van die inwydingsoffer geneem, en hy het op Aaron en sy seuns se oorlelle gesmeer, besprinkel, op hulle duime en op hulle tone, as ook hulle klere daarmee besprinkel. En hierdie besprinkeling het hulle geheilig. Wat ons daarmee sê, is nie dat hulle heiliger as ander was nie, maar afgesonder. Met ander woorde, as hulle besprinkel is deur daardie bloed, is hulle afgesonder vir die Here om 'n spesifieke taak, 'n spesifieke diens vir hom te doen. Hulle is afgesonder om as priesters voor die Here dienswerk te doen. En voordat hulle dan nou kom om hulle diens te doen in die tabernakel of later die tempel, dan moes hulle self eers op daai oomblik was. Hulle mag net offers gebring het of in die heiligdom ingegaan het nie. Hulle het by die brons wasbak opgedaag en eers hulle self hulle voete en hulle hande gewas, sodat hulle skoon kan wees en diens voor die Here kan doen. Hulle was dus besprinkel en gewas voordat hulle diens vir God kan doen. En nou sê die Hebreërskrywer, ons is besprinkel met bloed.
Ons is regverdig gemaak deur Christus. Ons is gewas deur die Gees. Met ander woorde, ons is afgesonder en ons is gereed gemaak deur die Gees om as priesters werk te doen vir die Here. Deur die Gees toegewy om God as priesters te dien. Om God te nader is dus om jouself as 'n priester vir die Here te gee. Dat ek na die Here toe kom en sê, Here, hier is ek as u priester. U het my 'n priester gemaak wat u dien. Ek is 'n kind van u in u diens. Wat kan ek vir u doen? Ek gee myself, want u het my gereinig, u het my afgesonder vir u. Ek wil my lewe my liggaam as 'n lewende en heilige offer vir u gee, wat vir u aanneemlik is. Laat ek doen wat u van my vra. As ons stel, dan laat ons tot God nader. Dan beteken dit tog dat ek die evangelie verstaan. Dat ek wag nie vir 'n priester om die offer te gaan bring nie. Ek wag nie vir die dominee of vir die ouderling of vir die suster of vir die katekesant om werk te gaan doen nie. Maar ek besef is ek. As gelowige is daai priester gemaak om die werk te gaan doen. Daarom kan en wil ek niks anders in my lewe doen nie, as om tot God te nader nie. So wat kan 'n mens verhinder om tot God te nader? In die eerste plek jou misverstaan van die evangelie. As ek nie verstaan wat die Here my gemaak het nie, as ek nie verstaan dat hy my volkome verlos het, sodat ek nou in dankbaarheid kan leef nie. As ek nie van die volle oortuiging is, dat Christus werklik vir my gesterf het, dat sy bloed my volkome gereinig het nie. En die Satan en jou eie sondige begeertes in die wêreld wil jy daarvan weerhou. Wil jy laat twyfel, maar het hy dit regtig gedoen? Is ek regtig 'n priester vir die Here? Dit kan verhoed dat ons nader gaan na die Here. Maar ook my eie ongehoorsaamheid. Dat ek die evangelie ken, ek weet die Here het my 'n priester gemaak, maar ek wil tog net nie doen wat die Here van my vra nie. Ek wil nie hierdie offer gee, hierdie offer bring wat die Here van my vra as priester nie. Juist daarom kom die volgende opdragte ook om te besef wat die Here van ons vra. En dan sê hy, laat ons styf vashou in die hoop wat ons bely, want God is getrou aan sy beloftes. Hy doen wat hy beloof het. Hoor baie mooi dat dit gaan hier oor die styf vashou. Dit gaan nie oor die ferm greep wat ons moet uitoefen oor dit wat ons gegee is om vas te hou. Dat die hoop wat ons bely is 'n Bybelse hoop. Dis nie 'n moontlikheid van iets wat kan of nie kan gebeur nie. Dis 'n sekerheid van dinge. En sê maar, oefen 'n ferm greep, hou so styf as moontlik daaraan vas en lewe daaruit. Met ander woorde, ons het die verlossing in Christus, die Gees werk in ons, maar ons beloftes van die Here wat gaan gebeur, daar's hoop wat in ons plaas, waar ons styf moet vashou en daarvan moet leef. Daaruit moet leef. Maar ons nog baie beloftes van die Here wat nog in vervulling moet gaan. Ons weet die Here kom weer. Ons weet dat hy gesê het hy sal weer kom. Ons weet ons liggaam ons sal opstaan, ons weet daar kom 'n finale oordeel. Ons weet ons as gelowiges gaan heerlik gemaak word. Ons gaan 'n volmaakte gemeenskap met God leef. Ons gaan die ewige erfenis hê. En as ek dit seker weet, as ek ferm daaraan vashou, styf daaraan vashou, dan verander dit my lewe vandag. Dan verander dit hoe ek vandag my lewe stap. Dink jouself dit in. As jy nie sekerheid gehad het oor wat vir jou voorlê nie. Jy mag dalk die ewige lewe kry of dalk nie. Jy mag dalk heerlik gemaak word, dalk nie. Jy mag dalk ewig bestaan, dalk nie. As jou lewe in sulke twyfel was, dan sal jy nie toegewyd geleef het nou in hierdie lewe aan die Here nie. Maar die Here maak beloftes, hy's getrou aan wat hy beloof het. Hy sê dit sal so wees. Hy's absoluut getrou aan sy beloftes en daarom moet ek vashou aan elke woord van die Here. En as ek dit seker weet en styf daaraan vashou, gaan dit 'n verskil maak in hoe ek vandag leef. Gaan dit 'n verandering maak in wat ek vandag wil doen met my lewe. Ek kan na die sekerheid leef omdat ek weet die Here sal vir my nog gee wat hy beloof het. En ek leef nou uit daardie absolute sekerheid uit. Daarom leef ek nie nou vir myself, daarom weet ek die Here vra vir my om my lewe nou prys te gee om vir hom te leef en ek gee nie om nie. Ek doen dit graag. Want die Here beloof my soveel meer. Die volgende ding wat ons as priesters moet doen, is om na mekaar om te sien.
So wat is my gelowige reaksie hier op die evangelie? Hoe dien ek die Here as 'n priester? Hoe wys ek dat ek die Here regtig liefhet? Deur ook sy kerk lief te hê. Deur ander gelowiges lief te hê, deur mekaar om te sien. Deur jou liggaam te gebruik om ander te dien. En nou hoor ons baie mooi, daar's nie nou verskillende hoëpriesters en gewone priesters nie, daar's net gelowiges wat almal dienswerk vir die Here moet doen. Almal is op gelyke vlak. Elkeen het 'n verantwoordelikheid, 'n gelyke verantwoordelikheid teenoor mekaar. Elkeen is besprinkel met die bloed van Christus. Elkeen van ons is gereinig met die water. In ander woorde, die Seun het ons elkeen regverdig gemaak vir God, en die Gees werk in elkeen van ons. Daarom kan ek nie sê, maar dis nie my werk nie, iemand anders moet dit doen nie. Maar die gemeenskap van gelowiges gaan oor die verhoudings met mekaar. Dat ons lief is vir mekaar en mekaar bedien, dat ons saam groei in Christus. Dis nie opsioneel om te sê, maar wil ek saamkom in die gemeente nie? Dis 'n opdrag van die Here wat sê, as jy as priester my dien my kerk. Dien die ander gelowiges. Hierdie gemeenskap van die gelowiges is dan juis God se ontwerp ook vir die kerk, dat die kerk die vrug dra waarvoor hy bestem, die goeie werke doen wat die Here vir sy kerk bestem het. Want as juis daardeur dat sy naam verheerlik word. En dit word nie vervul as ek kom en ek sê maar ek is deel van die gemeente en ek is hier op 'n Sondag, maar ek doen nie enige moeite met enige ander lidmate nie. Ek kom vinnig en ek gaan vinnig weg, dat ek niemand hoef mee te praat nie. Dan is ek nie gehoorsaam aan die opdrag wat die Here vir my gee nie. Dan sien ons nie om na mekaar nie. Dan weet ek nie wie iemand anders is nie. Ek weet nie of hulle gebed nodig het nie. Ek weet nie of hulle bemoediging nodig het nie. Ek weet nie of ek hulle moet aanspoor tot goeie werke wat ek kan sien kan gebeur, en ek weet hulle is beskikbaar nie. So vra jouself hierdie vraag af, as ons gelowiges getrou is in hierdie opdrag, en na mekaar omsien, mekaar bemoedig, mekaar aanspoor, hoeveel te meer vrug sal in hierdie gemeente gedra word nie? Hoeveel te meer liefde sal hier nie beleef word hier en uitgedra na buite nie? Ons is vir mekaar gegee, om na mekaar om te sien en mekaar lief te hê. Mekaar aan te spoor tot die goeie werke wat volgens God se wil is, tot sy eer. En daar's baie geleenthede. Jy sien dit daar buite, jy praat ook met iemand oor 'n situasie by hulle werk, en dan bemoedig jy die persoon en sê, maar hou aan om die goeie te doen daar by jou werk. Ek weet, dit is moeilik. Ook by die skool is dit nie maklik om as gelowige jou getuienis daar uit te leef, en dan kom 'n gelowige en hulle bemoedig jou en sê, maar jy's op die regte pad. Moenie terugdeins vir al daardie verkeerde dinge van die wêreld nie, maar bly getuig van Jesus. En as daar nie gelowiges is nie, wie sal die persoon bemoedig? Wie sal dit doen? Ons het soveel geleenthede in ons nuusbrief waar daar gesê word waar daar geleenthede is vir goeie werke. Wat ons gestruktureerd saam kan doen as gemeente. Juist daarom is dit belangrik dat ek myself doelbewus by ander gelowiges voeg, om mekaar aan te sien en mekaar aan te spoor om te leef volgens God se wil. Dan sê die Here, ons moet mekaar aanspoor ook vir die bywoning van die samekomste van die gemeente. En is dit duidelik uit die teks dat sommige die gewoonte gehad het, dat die gewoonte was, ek kom nie sommer saam met die gemeente nie, by gewoonte bly ek weg van die gemeente af. En baie duidelik staan nie eredienste nie. Hier staan nie net dat jy net by die eredienste teenwoordig moet wees nie. Samekomste van die gelowiges gaan oor baie meer as net eredienste. Dit kan op 'n informele manier wees om saam kuier, saam koffie drink. Dit kan op 'n meer gestruktureerde manier wees van Bybelstudie of geloofsfamilie, of selfs ook in eredienste. Dis ook eredienste. Maar daar is soveel plekke waar die gelowiges, waar die kerk van die Here by mekaar kom, en die opdrag is om nie uit gewoonte uit weg te bly nie. Jou gewoonte moet wees om daar te wees. Die uitsondering is, ek is nie daar nie. Dis God se ontwerp om ons vir mekaar te gee. Ons mekaar bemoedig, mekaar aanspoor. En sien ons baie mooi, dit is ook die apostel se voorbeeld in die brief, in hoofstuk 13 sê dat hy skryf hierdie brief van hulle, of hierdie skryf van hulle, om hulle aan te spreek. En daar's baie vertalingsmoontlikhede van daardie vers, dis 13 vers 22, dis juis om hulle te troos, of aan te moedig, bemoedig, of reg te maak.
Hy doen dit vir hulle as voorbeeld om te wys wat hulle vir mekaar moet doen onder mekaar. Hy sê vir hulle, des te meer julle die oordeelsdag sien naderkom. En nou kom jy dink maar, is hy nou besig om hulle bang te praat? Is dit nou 'n geval van hulle bang wees vir die oordeelsdag en daarom uit vrees uit moet hulle nou doen wat hulle moet? Ons weet, ons vrees nie die oordeelsdag nie. Ons weet, ons sien met verlange uit dat die Here weer moet kom. Maar wat wel waar is, dat hy vir hulle sê, maar julle sien die oordeelsdag naderkom, met ander woorde, julle het beperkte tyd. Moenie dink jy het vir altyd om eers uit te stel en sê, maar ek sal later by die samekomste vir die gemeente uitkom. Ek sal net eers hierdie dinge doen, eers daai dinge doen, eers daai dinge doen, dat ek klomp verskonings kan hê om eers later by die gemeente uit te kom nie. Ons sien die oordeelsdag naderkom. Met ander woorde, hy sê vir hulle gelowiges kan dit sien. Een, die Here het beloof hy kom weer, en twee, het gesê daar sal tekens wees, oorlog, natuurrampe. Ons as gelowiges kan dit weet. En ons sien soveel daarvan in ons tyd waar ons leef. Ons sien soveel oorlog wat plaasvind, soveel rampe, soveel katastrofe in ons eie land wat op die oomblik gebeur. En juist dit is dinge wat hy sê, maar julle het nie net vir ewig nie. Julle het beperkte tyd om uit geloof uit goeie werke te doen wat God verheerlik. Moenie jou tyd verspeel nie. Broers en susters, ons het vir mekaar gegee. Ons gemeenskap van gelowiges is belangriker as wat jy kan dink. Ons moet mekaar bedien. Ons moet mekaar aanspreek. Ons moet mekaar bemoedig, maar 'n deel uitmaak van ons volharding. Ons moet doelbewuste geloofsopbouende verhoudings in die gemeente bou. Ons moet doelbewus na mekaar toe kom in die samekomste waar ons is. Maar juist met die idee om ook by mekaar te wees, om mekaar te bedien, na mekaar om te sien. Dat ons mekaar die hele tyd op die genade van die Here sal rig, en sê onthou, genadig is die Here. Mekaar deurlopend sal herinner dat daar's beperkte tyd. Gryp die dag, doen dit nou vandag, terwyl daar vandag is, doen daardie goeie werke waartoe die Here jou roep. Hoor opnuut die Here se wil vir sy kerk waarvan jy deel is. Hy het jou 'n priester in sy diens gemaak deur die dood van sy seun, deur die werking van sy gees, sodat jy tot hom sal nader, en dat jy jou broers en susters in die geloof sal bedien. Die Here sal ons daarin seën. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel is, ons bely elke week, ons glo in die gemeenskap van die heiliges. En tog is dit iets wat ons baie maklik nalat, veral in die lewe waar ons is, die gejaagdheid en die druk van die lewe. Waar ons beleef hoe dinge net verby vlieg elke dag. Maar mag ons daarom gehoor gee op wat die Gees vir ons sê. Mag ons daarom luister en met aandag luister en doen wat U vra. Besef waartoe U ons verlos het. Nie net die ewige lewe saam met U nie, maar ook die lewe nou, wat deel van die ewige lewe is, om U kerk ook te bedien. En ons bid, dat U ons tog daarin sal seën. Vir ons as Bellville Oos gemeente, dat ons soveel te meer in hierdie jaar wat kom en tye wat kom, dat ons aandag sal gee op, gefokus sal wees daarop. Dat soos ons ook die oordeelsdag sien naderkom, ons in soveel meer dringendheid hierin sal leef. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons liefdegawe gaan vandag vir die diakonale kas, sowel as ook vir Gereformeerde Kerk Elsiesrivier, so dit word of vir die deure opgeneem of elektronies. So dink daaraan, dis waarvan ons gee vir die diakonie, maar ook vir Gereformeerde Kerk Elsiesrivier. Ons gaan nou staan en gaan saam sing lied 596. Bart, verstaan ek reg, jy gaan eers een keer deurspeel. So Bart gaan eers een keer die melodie deurspeel, dan sing ons saam verse 1 tot 3 en daarna ontvang ons die seën.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen. Net 'n enkele paar afkondigings vir ons vandag. Ons het laas Sondag afgekondig van die synode wat voor laasweek vergader het en ons het toegevra dat die gemeente asseblief net wag vir die kerkraad om self te vergader. Ons sal daar baie mooi toerusting opstel en dan ook 'n toerustingsgeleentheid en vrae-antwoord sessie ook deurwerk. Maar wees 'n bietjie geduldig, die kerkraad sit eers die 18de Februarie, so wag net so 'n maand. Dan, belangrik. Ja, dit is nie so lank nie. Askies, dis nou die kerklike wiele wat so draai, nee. Die disipelmakers kursus is volgende naweek. As jy nog nie ingeskryf het nie, skryf asseblief in. Dis my so mooi om te sien dat alreeds 30 van die kerkraadslede ingeskryf vir die kursus. Dat ons met baie meer toerusting en gemak ook met ander mense kan werk en praat oor die evangelie. So kom asseblief, dit word hier by ons kerkgebou aangebied, Vrydag aand en ook Saterdag. Ons het klaar gevra van Dominee Jaco se bevestiging, dat asseblief daar sal aandui. En dan gaan ek nou vra dat ons vir die katekisasie opening, ek gaan vra dat al die kindertjies hier voorkom staan en dan dat ons as gemeente net opstaan en vir die seënbede toesing en dan kan u verdaag en dan ons eers die kindertjies net indeel in hulle klasse. So ek vra vir die kinders om vorentoe te kom en as hulle voor is dan sing ons as gemeente vir hulle saam, Psalm 134 vers 4.